Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgende koerantbesprekings en Andries Cornelissen sluit vanoggend by ons aan. Goeiemôre Andries. Goeiemôre Jennifer en Swan. Goeiemôre Andries. Andries, ons begin met die terugkeer van Ebrahim Rasool. Ja, verlede week het ons gesien die presidentsie het gevra, jy weet, daar moet matigheid voor oë gehou word met sy terugkoms. Jy weet, dis nie nodig om 'n fanfare daarvan te maak nie, jy weet, want ons wil nie verdere sout in die wonde vryf in terme van die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika nie. Nou ja, ons weet dis die Wes-Kaap en dit is die ANC en dit is die SAKP en COSATU en natuurlik dis 'n groter is die moslim faktor wat hier 'n baie groot rol gespeel het, die hele kwessie rondom Israel en die Palestynë. So ja, dit was 'n basies omtrent 'n helde ontvangs gewees vir die persona non grata in Amerika en weet hy sê en dis deel van die probleem, jy weet hy sê ons moet ons verhouding herstel met Amerika. Veral met Amerika se mense, want hy sê eintlik, jy weet, in die verlede het ons 'n verhouding gehad met Amerika se mense, nie noodwendig met die Kongres of met die Withuis. So dit gaan nie oor die politici nie, ons verhouding is met die mense van Amerika en ons moet daardie verhouding met ons, jy weet, uitbou en herstel en ja, en hy sê dit gaan oor die hoë mense, die Amerika van vandag is nie die Amerika van Obama en Clinton nie en ons met ons waardes moet ons nog steeds verstaan, in hierdie diplomatie met hulle en verhouding met Amerika moet ons waardes nastreef. Die probleem is ek weet nie wat se waardes hy van praat nie, want ja, sy waardes of die land se maar dit is nou presies dit. Ja. Verstaan jy, dis die ding van weet as jy kyk na waardes dan praat jy van en hy noem hulle ook, jy weet, soos die inklusiwiteit en die gelykheid en nie rassigheid en weet 'n onafhanklike regbank en vryheid van die media en al daai tipe van goed, jy weet nou. Daar's baie beskuldigings in Amerika nou dat weet Trump bedreig die onafhanklikheid van die regbank. Weet hy basies tree op soos wat Zuma met die regbank opgetree het. Jy weet jy maak die regbank verdag. Eintlik is hulle die vyand, jy weet, want hulle meng in op plekke waar hulle nie hoort nie. Hulle is nie verkose mense nie. So wat wil hulle nou inmeng met besluite wat geneem is deur die uitvoerende president wat verkies is deur die mense. So dis baie tipe van 'n Zuma argument wat jy kry van Trump. En van die ANC natuurlik ook. Die ANC se argument is ook, jy weet, maar hulle is die mense se verteenwoordigers. Hoe durf 'n regter sê maar hulle kan iets nie doen nie. Daai persoon is mos net aangewys op die regbank. Hy's nie hy's nie 'n verkose persoon nie. Ja. So die ding is die waardes waarvan hy dan praat en dan wonder 'n mens maar hoe kyk ons na China en hoe kyk ons na Rusland? Hoe kyk ons na Iran? Weet Afghanistan, jy weet hoe kyk ons na hierdie lande met wie wat ons beskou as ons vriende? Hoe dra ons waardes uit aan daardie mense? Want jy weet Rusland is alles behalwe demokrasie. Dis alles behalwe vryheid van die media. Dis alles behalwe 'n onafhanklike regbank om nie eens van China te praat nie. En dan praat jy van Cuba. Weet Cuba is nie 'n jy weet 'n advertensie vir die demokrasie of 'n open gelyke samelewing van so die probleem is watter waardes praat ons van. Jy weet dit pas ons om Amerika sekere waardes want dit gaan oor en hy kom elke keer terug daarna want weet dit is die hele ding van maar dis eintlik oor Suid-Afrika se morele standpunt wat hy ingeneem het by die internasionale geregshof omdat ons vir Israel voor die internasionale geregshof gedaag het. En daarvan gaan ons nie afsien nie. Dit is want dis ons morele plig om dit te doen. Maar Andries, as dit ons morele plig is, dan het ons seker ook 'n morele plig om nie teen Afghanistan kriket te speel nie. Maar jy sien, dit is die ding van waar's jou waardes nou? Hoe draai jy nou jou waardes nou uit? As hy sê dit is wat ons moet doen. Ons moet onthou om ons waardes te behou wanneer ons met Amerika interaksie het. Nou wat van die ander diplomatieke verhoudinge wat ons het? Ja. En dit is eintlik waar die probleem inkom. En dit voel 'n bietjie asof dit teen die waardes van demokrasie indruis, want partykeer voel dit dan asof dit wat die regering doen nie noodwendig ooreenstem met wat die hele land voel nie. Jy weet dit begin amper grens aan 'n kommunisme in plaas van demokrasie. As jy kyk na die regering tree op 'n sekere manier op, maar dit verteenwoordig nie noodwendig die waardes van almal in Suid-Afrika nie. Wel, die ding is dit is amper 'n mens kry die idee en dit is waarom 'n mens weet waarom dink ek mense krities is en bekommerd staan wanneer ons soos in onteieningswette en sulke tipe van goed sien. Weet dit gaan nie oor dat 'n mens fatalisties is daaroor nie. Die probleem is dat weet as ons na ons vriende kyk. Weet dan raak 'n mens bekommerd as jy sê weet hierdie is ons vriende. So wat hulle doen is ons het nie 'n probleem daarmee nie. Ons het 'n probleem met wat Amerika doen. Want dit pas nou nie by ons waardes nie. Maar jy weet as jy Amerika en China en Rusland langs mekaar neersit, jy weet waar sou jy nou sê is dit 'n demokrasie byvoorbeeld? Ja, en ek dink ook dan is my volgende vraag, hoekom het ons nog nie meer ingegryp in Sudan nie? Sudan waar jy weet oorlog aan die gang is, mense sterf, hongersnood van die hoogstes in die wêreld. So as ons so erg is oor ons morele verpligtinge
hoekom het ons nog niks hier in Afrika self gedoen nie? En ek verstaan dis nie 'n moet jy handelsvernoot konsekwent nie, wees, maar ja. verstaan Wel, ek sal ook dis ook die ding jy weet van as jy kyk na byvoorbeeld wat nou in Turkye gebeur. Ja, Weet ja. basies die grootste opponent van die president is in aanhouding. Want jy weet daar's 'n politieke spel aan die gang. Jy weet nou ons is gelukkig nou nog nie daar nie. Maar jy weet dit is die tipe van ek het nog nie gesien dat ons regering enigiets sê oor Turkye nie. Sure. Of dat die basies die leier van die oppositie of die belangrikste persoon van die oppositie is in aanhouding. Jy weet Ja. So jy weet waar's jou beginsels nou? Ja. Jy weet dis nou goed en self om om jouself jy weet op 'n of ander morele hoëgrond te plaas. Maar dan moet jy konsekwent wees. Ongelukkig dit is konsekwensie wat jy dan verwag. Absoluut. Sê net gou, wat dink jy in terme van sy opvolger? Is daar enige sprake daarvan? Hy het net gesê hy hoop is iemand wat Palestina se belange hoog op prys stel. Ja, en hy het ook spesifiek gesê maar dis nie nodig dat jy 'n wit ambassadeur het om met 'n wit president. Niemand het gesê dit moet 'n wit persoon wees nie. Daar was geen vereiste. Hy is vandag in Pretoria, Ibrahim Rasool, en hy gaan ook met die president. Hy moet basies verslag doen aan die president. Hy reken daarmee redelik vinnig 'n nuwe ambassadeur aangestel word wat ons waardes gaan oordra in Amerika. So ja, my oë het gerol 2 of 3 keer. So ons sal met wag en sien of die president nie gelyk is of hy haastig is nie. Ek dink daar is 'n trapsiekies wat vinniger beweeg as ons president in terme van besluite. So hierdie is nie iets wat vir hom gaan aanjaag nie. Ek dink nie hy sien dit as iets wat dringend nodig is nie. Nee. Andries, dan hartseer nuus oor die naweek die vlieënier wat sterf. Ja, hierdie is tipe van jy weet is daai opgewonde geleenthede. Jy weet vlieg was nog altyd vir mense, jy weet vliegtye en vlieg is een van daai goed wat mense nog altyd totaal fascineer. Nou hierdie was die Weskus Lugskou in Saldanha. Saterdag die Impala vliegtuig van James O'Connell. Hy's weet as jy kyk na wat mense oor hom skryf en sy lof besing en die huldeblyke wat ingestroom het na die ongeluk. Jy weet hy was 'n hoofvlieginstrukteur, toetsvlieënier. Hy kom uit die lugmag daar uit. Weet hy was nou by 'n maatskappy gewees wat weet spesifiek waar hy uit onder andere helikopters getoets in Antarktika. Weet sulke tipe van jy weet so dis 'n man wat die ervaring wat in daardie ongeluk gesterf het is ongelooflike verlies vir die vir lugvaart in Suid-Afrika. En ja, natuurlik weet jy daar alles is op video vasgelê, jy weet jy kan sien hoe die vliegtuig draai. En ja. Ekskuus, dit lê my natuurlik baie aan die hart want my broer was ook in die lugmag gewees en hy was 'n silvervalk gewees en ons het elke keer hom daardeur gebid want so wonderlik soos wat dit is lugakrobate wat sulke toertjies doen met lugskoue is een van die gevaarlikste werke wat jy kry en dan is hy nog 'n toetsvlieënier ook. Ja. En wat interessant was is die Impala wat hy gevlieg het is baie lank terug op lugskoue mos gevlieg. Dit was as ek nie mis het nie altyd 'n opleidingsvliegtuig gewees vir vegvlieëniers, net die vliegtuig waarna hulle opgelei is en dit moes verskriklik traumaties gewees het vir die omstanders, vir die kykers ook om dit te moes sien. En natuurlik sy familie ook 'n mens simpatie, empatie gaan natuurlik uit en almal. Die ondersoek is nou aan die gang. Jy weet in hierdie geval, jy weet daar moes iets met die vliegtuig verkeerd gegaan het. Dis alles onder die ondersoek sal dit nou bepaal. Jy weet in 30 dae kry hulle 'n voorlopige verslag van die ondersoek en dan sal mense nou bietjie meer weet van wat moontlik kon skeef geloop het. Dan die groot vraag, Andries, is hoe gaan dit met die begrotingsbesprekings? Ja, daar's 2 interessante stories gewees oor die naweek rondom die begroting. Want die ANC praat met die ander partye. Dis waarskynlik nou maar weer is deel van die onderhandelingsproses rondom die halwe persentasiepunt verhoging in BTW. Dis eintlik maar die grootste openbare tipe van konflikpunt. Waar die DA gesê het hulle kan dit nie ondersteun nie, die ander vennote ook in die regering van nasionale eenheid wat gesê het maar hulle kan nie daardie BTW verhoging ondersteun nie. So hulle praat met partye soos die EFF en MK en ook met Action SA. Die EFF het basies gesê weet ons steun nie die verhoging van BTW nie, maar jy weet sou julle nou byvoorbeeld die DA en die Vryheidsfront Plus verwyder uit die regering van nasionale eenheid uit. Jy weet dan kan ons aansluit by die regering van nasionale eenheid en dan kan ons dit steun. Dan kan ons weer praat. Dis half jy weet dis half 'n onderhandelingsposisie van jy weet doen dit vir ons en dan jy weet dan praat ons oor die begroting. So weet dis interessant Action SA wat ook jy weet deel van hierdie gesprekke is. Hulle sien hulle self nog op die oomblik as oppositie.
En jy weet die teorie is dat sou die DA uit die regering van nasionale eenheid uit sal Herman Mashaba sal baie graag 'n kabinetspos aanvaar. Maar kom ons wees nou maar eerlik, Action SA het sedert hulle nou niks veel gedoen het in die verkiesing nie, nog niks opbouend ook gesê oor enigiemand nie. Hulle is nogals goed met kritiseer as die oppositie. Maar hulle bestuur Tshwane fantasties. Ja, nee, so hulle is jy weet okay, goed. Hulle vertel elke dag vir jou hoe fantasties bestuur hulle vir Tshwane. So maar die ander storie het gegaan oor die DA se eise rondom die begroting. En die ding is dis eintlik die rede waarom hulle praat met ander partye, jy weet, want dit maak dit makliker om die DA, jy weet. Ek sien ook, jy weet, hier word 'n DA persoon wat deel is van die onderhandeling word aangehaal wat sê maar ons skrik nie meer vir die ding van die EFF. Jy weet om te sê maar weet jy gaan die EFF inbring of wat ook al nie. Dis nie iets wat die DA ek dink nie dis so eenvoudig nie. Ek dink wel die probleem is deel van wat die ANC glo vir die DA sê is dat julle moet julle stryd teen die onteieningswet los. Dan kan ons julle ander voorstelle rondom die begroting. Jy weet ons kan daarmee saamleef, maar die kwessie rondom die onteieningswet kan ons nie ons gaan nie teruggaan oor die onteieningswet nie. Nou die probleem met die onteieningswet is dis bloot die boodskap wat dit uitstuur. En weer eens is dit daai ding jy weet van vertrou jy die ANC met hierdie tipe van wetgewing? Vertrou jy die regbank, jy weet of waar die regbank heen op pad is? Vertrou jy weet so die DA wil hê dat die howe moet basies van die begin af deel wees van hierdie proses. Terwyl die ANC eintlik sê weet dis eintlik maar aan die einde van die proses. Ja, ons kan onteien en dan kan jy hof toe gaan, maar die DA wil hê jy moet eers van die begin af. So dis daar gaan nog baie water in die see loop. Hulle het nie baie tyd rondom die begroting byvoorbeeld nie. Maar die onteieningswet gaan nog weer in die howe draai, jy weet hulle en hulle gaan hof toe gaan oor die onteieningswet. Maar die kwessie is hoe hulle mekaar gaan vind rondom die begroting. Jy weet daar is ook natuurlik 'n sterk beweging binne die ANC wat sê maar laat die DA gaan. Ja. Kom ons vervang al hulle kabinetslede met wie ook al, selfs net met ANC-lede as jy wil. So jy weet dis die hele ding is nog steeds die druk binne die ANC self of die DA en die Vryheidsfront Plus deel moet wees van die regering van nasionale eenheid. Ek kan myself net indink wat die tipe van reaksie gaan wees vanuit die buiteland uit as jy byvoorbeeld die MK en EFF enigeen van daai twee in die kabinet moet hê, in die regering van nasionale eenheid moet hê. Maar hulle gaan moet mooi kies wie van die MK hulle kies. Anders hulle verander dan elke dag binne die party self. Ek is bevrees net jy weet, dis kan jouself indink wat se probleem gaan dit wees om 'n kabinetslede aan te stel uit die MK party uit want hulle weet self nie wie dat dag tot dag eintlik die leiers is van die party nie. Andries, nog sterftes na die aanval in Soshanguve. Ja, ek het hierdie twee spesifiek want die ding is dat jy weet misdaad is iets wat elke Suid-Afrikaner raak. Ja. Maak nie saak waar jy bly, wie jy is. En hierdie is in Soshanguve en waarom dit interessant is omdat weet die 5 wat dood is gemeenskapspatrolleerders. Hulle is eintlik mense wat vrywillig patrolleer om die gemeenskap te beveilig. Nou wat gebeur het is dis die Marry Me informele nedersetting in Soshanguve hier by Pretoria. Gautengse premier Panyaza Lesufi was gister daar. Die besoeke kom altyd na die tyd in die huldeblyke en jy weet medelee en al daai tipe van goed, maar die ding is dat gemeenskappe wil veiliger voel. En dis waarom jy ook hierdie tipe van gemeenskapsprojekte het wat dan van stapel gestuur word wat mense eintlik self sê maar ek kan nie op die polisie staat maak nie, ek kan nie op die metropolisie staat maak nie. So kom ons doen iets van uit ons eie beweging uit. Nou hulle het 3 uur in die oggend die groep patrolleerders, hulle het op die mense op straat opgemerk, 5 mense op straat opgemerk. Hulle die 5 genader 'n konfrontasie het uitgebreek en ja, 4 is daar dood en 8 is beseer en 1 is nou nog intussen ook dood. Jy weet al die politieke partye het dit veroordeel. Die ding is politieke veroordelings gaan nie mense en gemeenskappe veiliger maak nie. Jy weet dis die tipe van ding jy weet byvoorbeeld Kaap Blaans het gisteraand 'n ding gehad oor die Oos-Kaap. Jy weet waar daar 'n tydelike polisiestasie staan geparkeer en hulle weet nie eintlik wanneer gaan daar personeel wees nie. Hulle kom en gaan maar daar's nie 'n konstante jy weet en mense verlaat daardie spesifieke toeristegebiede en toerisme ly daaronder want mense voel onveilig. Jy weet so dis die tipe van goed wat dis waar mense prioriteit nodig het. Jy weet ek dink ook ons minister van polisie ek weet nie hy ja ek dink daar's net nie energie daar nie. Daar's nie dit lyk nie asof daar weet die nasionale polisiekommissaris lyk ook vir my asof hy nie jy weet daar's net nie
Statistieke is nie waaroor dit vir mense gaan nie. Dit gaan oor of mense se persepsie van veiligheid is. Ja. Jy weet, jy moet alreeds, jy betaal belasting. Jy betaal 'n sekuriteitsfirma. Jy weet, daar's allerlei goed en dan is daar nog vrywilligers uit die gemeenskap wat nog patrolleer ook. So, jy weet, wat kry jy nou eintlik van die staat? Wat doen die staat vir jou vir daardie geld wat jy aan hulle betaal? Behalwe dat hulle BWP leiwagte het en in blou lig motors rondjaag. Weet so, dis die ding, jy weet, en ergens langs die pad gaan mense en dit gaan nie oor boere wees en dit gaan nie oor wit mense, dit gaan wees oor hierdie tipe van goed wat in informele nedersettings en in townships gebeur waar die eie gemeenskapprojekte word so in die wiele gery waar mense vermoor. Ja. En dis nie net nog 'n nommer nie. Dis iemand se pa, dis iemand se man, dis iemand se broer, dis die broodwinner van die huis, dis 'n hele gesin wat daaronder lê. En ek dink omdat ons ongelukkig so baie statistiek hoor van moord en roof, word dit naderhand statistiek vir ons en ons vergeet amper so half die menslikheid baie keer daar agter. En dit is erg want Sweets in so 'n gemeenskap ruk die hele gemeenskap. En mense wil graag net sien dat daar verandering inkom en dat daar ingetree word en dat daadwerklike verskil gemaak word aan ons statistiek en ons misdaadsyfers. Ja. Kyk as die Bloemfontein storie is die fietsryers, hulle was op pad werk toe. Hulle het verby mense gery op die N1 snelweg, dis die N1 snelweg, nie ergens in die donker steegies of wat ook al nie. By Bloemfontein en hulle het verby die twee mense gery en die een is op die agterkop geslaan met 'n baksteen. Al twee fietsse is gesteel en ja, toe die een wegjaag toe het die ander een het 'n vuurwapen waarop hy hom losgebrand het en daar is die fietsryer doodgeskiet boonop. Weet, vir 'n fiets op pad werk. Ek weet nie dit. En dan dink jy klaar die persoon met die baksteen geslaan. Hy klaar van sy fiets af verval. Soos vat net die fiets dan, ek weet dit, maar het jy nodig gehad om daai persoon ook te dan skiet ook nog. Te skiet ook. Maar jy sien, dit is die tipe van, jy weet, ons leef in 'n geweldige, gewelddadige samelewing. En dit lyk asof dit nie dan daadwerklike tipe van projekte en pogings is om dit te verander nie. En jy praat, jy weet, ons het gepraat oor die nasionale dialoog en al daai tipe van goed. Mense is baie meer bekommerd oor misdaad as oor raskwessies. Ja. Mense is baie meer bekommerd oor die ekonomie en oor werksgeleenthede en hulle kinders se skole, opvoeding en sulke goed as wat hulle is oor raskwessies. En oralste, jy weet, as jy mens kyk na baie van die media fokus en sulke goed, dan is dit op ras en dis op Amerika en al sulke goed. Dis nie werklik waar gewone mense se kommer lê nie. Hulle kommer lê baie nader aan hulle huis, baie nader aan hulle omgewing, jou op pad werk toe, daai tipe van goed. So dis eintlik waar die fokus veronderstel om te wees. Andries, dan private spoorbeleggings. Ja, hierdie is 'n goeie nuus storie van die regering se kant af. Wat hulle basies van vandag af tot 9 Mei, dis potensiële private beleggers en rolspelers in die vervoerbedryf. Spesifiek as jy kyk na spoorlyne en hawens, hoe kan ons die privaat sektor inspann om dit aan die gang te kry? Nie te verbeter nie, bloot net aan die gang te kry. Ja. Ons weet hoe lyk Transnet. Jy weet, Transnet kan nie eens 'n trein op die spoor hou nie. So die ding is dat die privaat sektor, daar's baie mense wat groot geleenthede sien, veral wat nie net oor toerisme byvoorbeeld nie, hierdie gaan natuurlik ook die vervoer van minerale, jy weet Richards Bay, Noord-Kaap na Saldanha, die Oos-Kaapse hawens, Limpopo en Mpumalanga na Richards Bay. Jy weet, dit gaan net suiwer oor die vragbedryf. Ja. Ons weet hoe lyk ons hawens. En dit is waar die private sektor kan 'n rol speel. En ons weet hoe lyk ons paaie met die As gevolg oormaat van van vragmotors. Ja. Ek hoop net hulle hou dan ook gesprekke met die vragmotormafia wat gewoonlik dat hulle nie die treinspore dan sal saboteer omdat hulle meer weer hulle vragmotors wil Kyk, terug. dis 'n groot faktor, dis al die mense met gevestigde belange. Ja. Weet, dit is byvoorbeeld soos die taxibedryf. Taxibedryf wil nie dat daar 'n behoorlike funksionerende openbare vervoerstelsel is nie. Hulle wil nie hê daar met 'n doeltreffende busdiens of 'n doeltreffende treinstelsel wees nie, want dis teenproduktief vir hulle, dan kan hulle nie hulle besigheid in stand hou nie. En dis 'n baie magtige bedryf, die minibus taxibedryf. Dis nie teenproduktief nie, dis selfsugtig. Want politici en die polisie en al sulke mense het 'n belang by die taxibedryf. So dit is ongelukkig deel van die probleem is dat dit is mense se brood en botter. So as jy wil ander goed verbeter, dan moet jy dit in gedagte hou dat jy gaan probleme hê op ander plekke. Andries, dan net sekere vegvliegtuie werk. Ja, hierdie is 'n absolute skande. Jy weet, ons het nou gepraat oor vlieg en die hele ding van die lugvaartbedryf. Nou News24 se berig vandag praat van die 325 vliegtuie van die lugmag staan op die oomblik
nutteloos. 325. 325. Ons het net 6 vliegtuie in die lugmag wat bruikbaar is, wat op die oomblik in werkende orde is. Dis nou die vegvliegtuigvloot, né? Nee, dit sluit alles van die lugmag in. In hierdie stadium het die lugmag 6 vliegtuie. Wow. Waarvan een daar's dan nog een Oryx wat vlieg en dan is daar 2 van die Hawks en 3 van die Gripens as ek reg onthou. Maar die totaal van die vliegtuie is 6 van die 330. Met ander woorde vliegtuie in die lugmag is op die oomblik bruikbaar. Hoe kom ons tot by hierdie punt dat jy net dinge laat gaan tot by ons is waar 324 nie werk nie? Die argument wat jy sal hoor van die weermag en die lugmag is dat hulle dit nie geld nie. Ja, hulle het baie generaals, maar hulle het nie geld nie. So dis ongelukkig is dit die probleem, want weet geld is nodig om hierdie tipe van goed in stand te hou. En ja, dit is 3 Hawks en 2 Gripens. Die ergste is daar een Oryx. gradering wat hulle ook sê van not serviceable. Hy sê meer ja, daar's van hulle wat eintlik met waarskynlik skrootmetaal is. Opgegradeer. Jy sal sien daar's nie een van die rooi valke is op die oomblik goed bruikbaar. En laat mens veilig voel. Ja, so dit is die ding van jy weet ons praat van ligsteen vir ons soldate onder andere soos in die DRK. Jy weet dit bestaan nie. Eintlik al wat die lugmag op hierdie stadium is hulle bedryf die BBP vliegtuie vir die belangrikste persone en dit is ook maar bietjie problematies want hulle word ook nie behoorlik in stand gehou nie. So. Andries, ons het so 'n minuut. Weermag wil meer wites werf. Ja, dit is nou die ding van hulle wil meer troepe werf, maar ons het nie vliegtuie nie. So hulle wil 10,000 jong gesonde nuwe rekrute werf. 5,000 hierdie jaar en dan 5,000 volgende jaar. Die probleem is soos rapport berig is daar's nie genoeg instrukteurs nie. Daar's nie genoeg jy weet opleidingsgeriewe nie. Daar's nie genoeg menasies nie. Daar's nie ja, so basies wat hulle sê is hierdie mense gaan eintlik basiese opleiding kry en dan moet ontplooi word want hulle het nie die nodige spasie vir opleiding of die nodige instrukteurs nie. Maar dan sit ons nou weer met dieselfde probleem waar ons mense stuur soos oor see en hulle weet nie eintlik wat om te doen nie want hulle kry nie opleiding. Die verjonging moet plaasvind want ons soldate word 'n bietjie oud. En die kwota is nie reg nie. En die kwota is nie reg nie. Dis hoekom ons dit net op die oomblik is daar meer as 90% is swart. Want ongelukkig dis hoe ons in Suid-Afrika kyk na hierdie tipe van goed. So op die oomblik is die kwota vir jy sal dit nie glo nie, maar op die oomblik is die kwota vir wit mense in die op die intree vlak van die moet ons hulle verdubbel. Alles van hierdie storie is vreemd. Ek kyk so na daai prentjie en dan dink ek daai arme mans of mense wat daar moet nou veg vir 'n land sonder dat hulle noodwendig behoorlike opleiding ja, want hulle met hulle eie beskerming het. Dis vernederend. Stewels koop en hulle eie tente vir die DRK. Nee, goeieste. Okay, nee, dankie Andries. Maar ja, gelukkig het ons nog blou lig BMW's wat rondry. Gelukkig ons het nie vliegtuie nie, maar ons het blou lig BMW's. Andries, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Altyd lekker. Nou, baie positiewe noot, bly gerus ingeskakel net. Hierna gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.